3 vers 1 is eintlik 'n vers wat ons baie ken, of goed ken, en wat baie aangehaal word, veral op sekere tye. En dit sê die volgende, dit sê, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Jy moet gaan dink oor hierdie vers, jy moet so 'n bietjie stil staan. Alles het sy bepaalde uur. Alles. En vir elke saak, dit het te maak met ons lewe. Vir alles in my lewe is daar 'n spesifieke tyd. En dan kyk julle verder wat die Bybel sê, tyd om gebore te word, en tyd om op te groei, en tyd om te plant, en partykeer om af te kap, en partykeer om te sterwe, en ons ken daai konteks. Ons wil vanoggend hieroor gesels. Die hele skepping, ons het dit gesing in die eerste lied, daar moet 'n God wees. Die skepping vertel dat daar 'n God is. Nou is die hele skepping, oral in die skepping is daar ritme. Die son kom op, die son sak. Die son kom op, die son sak. Branders breek een na die ander en spoel uit op die sand. Ek glo almal van ons was al by die see. Almal van ons het al gaan stil sit op 'n rots en gaan kyk na daai branders en jy sien die ritme. Daar's al hoë gety en daar's lae gety, en hoë gety en lae gety. Alles het ritme. Die mens se hart klop in 'n bestendige pols. Klop jou hart as 'n ritme. En ek en jy as mens, en ek glo ek praat namens almal, ons hou van ritme. As jy 'n lekker liedjie hoor met 'n lekker, en ons praat van 'n beat, dan sê jy vir jouself, dis 'n lekker beat. Dis 'n lekker. Wie hou van lekker ritme? Alraai, ja, almal van ons. As jy kom nie dat jy jou musiek voorstel. Maar as ek vir jou 'n lekker stukkie musiek opsit, dis min en dan begin die tone saam en iets gebeur in jou lyf, jy kan nie stil staan. So ons hou van dit. Weet julle wat? Selfs stilte dra ritme. En dis die ruimte tussen die note wat musiek sy skoonheid gee. En ek gaan dit vir jou demonstreer. En ek roep ons maestro na vore. Ons gee vir Sampie 'n heerlike handeklap. Here het hom geseën met 'n wonderlike talent, en wat kosbaar is dat hy sy talent aan God wy. En dat hy ook hier in die gemeente oor soveel jare hier ons bedien. Maar ek praat hiervan dat in stilte is daar ook ritme. En ons wil iets illustreer rondom die ruimte tussen die note. Maak musiek mooi. So ek gaan vir Sampie vra om ons 'n stuk musiek te speel sonder ruimte, sonder ritme. Hoor of julle daarvan hou.
as jy daar ritme inbring, daai ruimte inbring. So selfs in stilte is daar ritme. Ouens, kom jy praat vanoggend oor dit. Net soos wat die aarde in ritmes beweeg die koninkryk van God ook in ritmes. Dis 'n gedagte wat my opgekom het vanoggend toe ek bid. Die ritme van die hemel. Wat is die ritme van die hemel? Die Heilige Gees het met my gedeel en ek deel dit graag met jou. Die hemel het 'n ritme. Aarde het 'n ritme, die hemel het 'n ritme. En die hemelse ritme is nie hastig nie. Dis nie toevallig nie. Dis nie chaoties nie. Dis georden. Dis doelgerig. En dis mooi. Dis die hemelse ritme. Kom ons praat oor die ritme van die hemel. As jy 'n tema by die boodskap wil sit, kan jy dit neerskryf. Die ritme van die hemel. Wat is dit? En as ons uitgevind het wat dit is, hoe moet ons onsself in lyn kry met dit? En dan wil ons praat oor die wonderlike seëninge wat daar vir jou en my is, wanneer ons in pas met God beweeg. Weet jy dat daar seëninge vloei, wanneer jy in pas is, wanneer jou lewe in pas is met God se ritme? Weet jy dat daar seëninge is? Goed, party glo dit. Ons praat oor die hemelse ritme. En dan wil ek vir jou sê, die hemelse ritme is gegrond. Die oorsprong daarvan is gegrond in God se tydsberekening. Prediker 3 vers 1 het ons gelees. Alles het 'n bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. So die hemelse ritme is gegrond op God se tydsberekening. Die wêreld dryf jou en my na ongeduld. Hierdie stelsel, hierdie aarde. Maar God werk op sy tydsberekening, dit werk anders. Ons lewe in 'n samelewing, ek wil sê 'n ongeduldige samelewing. Kom julle dit agter? Ons lewe in 'n ongeduldige samelewing. Niemand wil wag nie. En niemand het tyd vir niemand nie. Dis die samelewing waarin ons lewe. Alles of almal storm voort. Nou ek het 'n gesegde by die spoed van pieklig. En jy wil op 'n plek wees waar jy gister al wou gewees. Jy wil gister al daar gewees het. Maar elke dag storm ons voort op pad ergens heen waar jy gister al wou gewees het. Die verkeerslig, die rooi verkeerslig vat te lank, so party ry oor. Die restaurant se bordjie lees: Good food takes time. Please be patient. Julle het dit al gesien. Geduld bestaan nie meer nie. In die besigheidswêreld, ouens, gaan kyk maar. Die besigheidswêreld vier Paasfees al in Januarie. En Kersfees al in Oktober. Hou net die winkels nou dop. Kan vir niks wag nie. Ongeduldig. Dis hoe dit werk. Ek wil vir jou sê, ons kan bly wees, ons lewe nie in Bybelse tyd nie. Waarna verwys ek? Ouens, die Israeliete moes 40 jaar in die woestyn swerf. Ek wil vir jou sê, ek ken 'n paar ouens, as hulle 40 jaar moes wag vir hulle beloofde land, so daai lid dan al lank al op die grond gesleep het. Ons kan bly wees, ons lewe nie in daai tyd nie. Het God sy volk vergeet, is die vraag. Of het die Here eintlik dit so bepaal dat sy ritme die volk voorberei? Gaan dink daaroor. God het nie die volk vergeet nie. Maar hy het ritme gebruik om hulle voor te berei. Selfs Jesus moes wag. Wil jy 'n versie lees, Galasiërs 4 vers 4 sê die volgende:
Hoor mooi wat hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, toe die volheid van die tyd gekom het, die spesifieke tyd, die spesifieke uur, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Daar was 'n bepaalde tyd wat God gesê het, ek stuur Jesus. 'n verdere plek wat ons lees waar Jesus op aarde, moes Jesus ook wag. Johannes 2 vers 4 sê, Jesus sê vir haar, dis op die troue waar hulle was. Onthou die troue waar Jesus toe uitgenooi is, sy ma was daar, en toe raak die wyn op, en toe kom Maria na Jesus toe, en sy sê, my seun, die wyn is klaar. Hier gee hy haar 'n antwoord. Hy sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? Eintlik sê hy vir haar, ek is nie 'n beheer van hierdie huweliks nie. Dis nie my troue nie, ek het niks hier gereël nie. Wat het dit met my te doen? En dan gee hy vir haar hierdie antwoord. Hy sê, my uur het nog nie gekom nie. Sy uur van wat? Sy uur van wonderwerke. Wat hy homself moet kom bewys op aarde wie hy is en kom voorstel. So selfs Jesus het hierdie ritme verstaan en gesê, nee, my uur het nog nie gekom nie. Alles werk volgens ritme. Hierdie wêreld het sy eie ritme, ek het nou reeds vir jou gesê. Ouens, kan ek vir jou ietsie sê en hoor mooi wat ek sê, gaan dink oor hierdie volgende. As jy uit eie keuse hoor mooi, jou skuldig maak aan ongeduld. As jy uit eie keuse ongeduldig is, ongeduldig optree, as jy dit uit eie keuse uitdoen, dan speel jy eintlik in die hand van die vyand. So groot stelling, maar gaan dink daaroor. Ongeduld, ouens, sal vir jou dryf totdat jou tong op die grond sleep. Wat my dink aan die twee mense wat op die paviljoen gaan sit het met die atletiek. Toe kyk hulle na die item was die 10.000 meter waar die ouens hardloop en dan kom hulle in die stadion in. En op 'n stadion sê die een vir hy sê, man, ek skreef vir daai ou die rooi das. Tweede ou sê vir nee man, dis nie sy das nie, dis sy tong. Ongeduld. Kan nie wag nie. Hardloop, storm. As jy dit uit eie keuse uitdoen, as jou lewe so ongeduldig is, dan speel jy eintlik in die hand van die vyand. Want daai ongeduld sal jou dryf, ek wil vir jou sê, tot jou gooi dan. En dieselfde geld vir wanneer ek en jy vir die Here iets vra. Almal van ons het behoefte, dan bid ons oor 'n saak, en sê ons, Here help, Here dit, Here dat. En dan is ons ongeduldig, want God moes nou al gister geantwoord het. Ongeduld het slegte nagevolge. So 'n bietjie een keer daaroor praat. So hier's die vraag, wat behoort ons dan te doen? Ouens, ek wil vir jou sê, ek wil vir jou beeld gee. Net soos wat musikante wag vir die dirigent om die Engels praat van die cue te gee, hulle in te tel. Net soos wat musikante wag voordat hulle begin speel, hulle wag tot die dirigent sy stokkie optel en hulle wys om te begin. Net so moet ek en jy leer om op God te wag. Vir sy cue, vir sy tydsberekening. Wanneer hy sê, nou is dit reg. En almal van ons hier kan getuig van kere in ons lewe waar ons gebid het oor 'n saak, maat, en jy wou net voortstorm en die Heilige Gees het gesê stop. En dan kan mense getuig en sê ek het gestop en ek is bly ek het gewag tot die Here antwoord. Ouens, daar's baie kere wat ons so daai antwoord so vinnig soek. Ons as die Here te lank vat, dan vat ons self oor. En dan storm ons voort. Daar's 'n tydsberekening, daar's 'n ritme. Ons moet God vertrou. Ons moet die Here vertrou dat hy ons nooit te vroeg of te laat sal dit inval nie. Die musikante wat gereed is, wat die uitvoering moet gee, hulle oë gestip op die dirigent, en hulle weet dat die dirigent hulle sal intel, en hulle sal nie te vroeg of te laat begin nie. Gebruik daai beeld in jou lewe, te sê, Here, ek wag totdat U vir my sê, nou. Dan sal ek beweeg. Ek
Ek wag op U, ek vertrou U as die dirigent, om seker te maak dat ek nie te vinnig of te laat is. Maak dit vir jou sin? Ons kyk na 'n tweede ding, wat hierdie ritme beskryf. Die ritme van die hemel bring rus, en die rusteloosheid. God se ritme bring rus. Matteus 11:28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. God se ritme bring rus. Is dit nie wonderlik nie? Kan ek vir jou so sê? En jy kan nou maar amen sê, ek dink almal van julle gaan amen sê op hierdie ding. Dat die wêreld sal elke greintjie energie wat jy in jou het, elke greintjie energie sal die wêreld uit jou uithaal. Ek kan amen sê. Spreek woordelik bloed uit 'n kliptap. Ons voel dit partykeer, ons voel dit by ons werke en die lewe wat net gejaag is. Soms is die mens selfskuldig, want hy laat hom dryf deur een of ander ambisie. 'n Ongesonde ambisie, ouens, sal bloed uit 'n klip uithaal. Sal al jou energie tap. So moenie jouself dryf in 'n saak nie. Party mense roem daarin dat hulle workaholics is. Kan ek vir jou sê, dis nie goed nie. Moenie roem daarin. Wat? Hierdie man. Ek kan werk 7 dae 'n week. Deur die nag, vroegoggend. Moenie worry, ek kan dit vat. Dis reg. Intussen val jou vrou en kinders by die huis uit mekaar uit. Intussen is jy sterk tot jy jou eerste hartaanval kry. Moenie roem daarin dat jy 'n workaholic is nie. It's not good. Ek sê dit vir jou. En as jy ek wil sê, die God se woord, gaan nou vir jou lees. Moenie roem daar nie. Ja, wanneer jy aanmeld vir diens, dan doen ons werk goed. Want dis wat God van ons verwag. Maar daar's ure. En daar's kere wat jy moet sê, ouens, nee, ek sal dit, maar dan's dit. Of as ek ekstra tyd, dan gaan ek 'n paar dae afvat. Jy moet sê, as jy alles gee, gaan jy alles vat. Jy moet 'n bietjie stil vanoggend. Vir God is rus belangrik. God is rus belangrik. Die hemelse ritme, ouens, sluit tyd van rus in. Jy moet dit weet. God se ritme, werk, en dan is daar rus. Werk, en dan is daar rus. Werk, en dan is daar rus. Dis hoekom ons deur die dag werk, en vanaand moet jy gaan slaap. As die Here wil gehad het om 24/7 werk, dan het hy slaap in ons ingebou nie. Maar ons moet werk en dan moet jy gaan slaap. In die aand, weet jy met in die aand slaap? Frank. En dan kan jy ook tot 3 uur die oggend party nie. Jy moet maar, daar moet 'n balans wees. Ons gaan dit daaroor. Ons is gemaak. Jy werk en dan word jy moeg en dan moet jy gaan slaap. Dis 'n ritme. Dan is daar 'n week, of miskien het jy 'n Saterdag af. Miskien het jy 'n Sondag af. Daar's 'n ritme. Hy ritmes moet ingebou word. Jy moet vir jou intentioneel tyd van rus inbou. Vrouens, nou moet jy klipper in jou man se ribbe stamp en sê, hoor jy wat hy sê? Vrou, lief nie uitna. Okay. Ek is ook skuldig. En ek het myself gepreek. As dit daarop neerkom, ouens, weet wat, partykeer kom dit daarop neer, jy moet in jou dagboek in die begin van die jaar, moet jy jou dagboek vat, en jy moet vir jou rus naweke, of jou rusdag, of wat ook al, jy gaan inskryf daar. Hierdie naweek gaan ek afvat in daai kwartaal, daai naweek miskien in daai kwartaal. Jy moet dit gaan inbou, anders gebeur dit nie. En nou staan ek self skuldig. Right? So preek nou, hulle sê, gaan my nou hou by dit. Daar moet rustye inkom. Daar moet rustye inkom. Jy moet dit inbou. Die lewe gaan so vinnig verby.
En die mooie herinneringe is daai tyd saam met jou vrou, saam met jou kinders. Daai tyd in die natuur, daai tyd by 'n waterstroompie. Daai tyd waar jy sê, luister, ons gaan hierdie naweek net rus. Ons gaan net by die huis kuier, ons gaan vleisie braai, ons gaan storie kyk, of ons gaan net ligte musiek op, sagte musiek opsit, mooi musiek opsit. Ons gaan net asemhaal. Vir God is rus belangrik. Ouens, wanneer jy uitgeput en oorlaai voel, kan dit 'n teken wees dat jy volgens die ritme van hierdie wêreld dans en nie volgens die hemelse vloei nie. Hemelse ritme vloei in aanbidding. Hemelse ritme vloei in aanbidding. Lees vir jou vers, Openbaring 4 vers 8. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was, wat is en wat kom. Heilig, day and night, in die hemel, is hier aanbidding, as 'n ritme. Heilig, heilig, dan aanskou hulle hom wat op die troon sit, dan ontdek hulle weer iets van hom, dan sê hulle, o, U is gans anders, o God, U is anders, heilig, word dan ontdek hulle, heilig, dis aanbidding, dis 'n ritme, dag en nag in die hemel, voor God. Ritme, hemelse ritme, vloei in aanbidding. Die hemel het 'n lied, 'n voortdurende ritme van lofprysing. Wanneer ek en jy aanbid, in ons binnekamer, by die huis, want jy doen dit nie net hier nie, maar veral wanneer ons saamkom ook, soos vanoggend, en ons het musiek en ons kan sing. Wanneer ons dan kom om te aanbid, dan synkroniseer ek en jy hier op die aarde, synkroniseer ons met die hemelse koor. Ek hou van 'n liedjie wat ons sing. Die woorde sê, I will sing, or we will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. En vanaand wil ek jou uitnooi, 6:00, gaan ons hier buite, nie hier binne nie, ons gaan buite, hier in die parkeerarea. Ons gaan vanaand hier buite die band uitdra en opslaan en stoele uitdra. En ek vra vir jou om te kom. Ons wil vanaand sing, buitekant. Ons wil musiek maak saam met die hemel. Maar weet wat wil doen? Ek wil hê dit moet 'n geestelike aksie wees, 'n demonstrasie wees, 'n profetiese aksie, waar ons lofklanke in die atmosfeer instuur oor ons gebied. Dis deel van dit. Nooi vir vanmiddag. Die ritme van lofprysing, die ritme van danksegging, die ritme van aanbidding in jou binnekamer, in die oggend, daar waar jy ry in jou kar, vanaand wanneer jy weer bid, môreoggend, môremiddag, môre aand, Sondag wanneer hulle by mekaar kom, ouens, die ritme van lofprysing, die ritme van danksegging en aanbidding, stem jou lewe om op die regte sleutel te wees. En aanbidding voor God, wil ek vir jou sê, hou jou op die regte noot. Jou lewe, jou geestelike lewe, sal die regte noot, die regte frekwensie bly, as daar voortdurend hierdie aanbidding is van jou teenoor God. 'n Daaglikse ritme van aanbidding. Dit hou ons op die regte sleutel, dit hou ons op die regte noot. Wat is die toppunt van valse? Weet julle? My definisie, die toppunt van valse sin is, die einde van die sang kom en jy het ons woorde oor. Maar aanbidding, 'n ritme van aanbidding, hou my lewe op die regte noot. Hou daarvan. Jou hele wese, maar hy het partykeer dat hy sulke slagspreuke wat hy vir ons gee, en dan sê ons dit saam. Want hy die laaste ene wat gesê, my hele mens wees sal 'n seën wees. My hele wie ek is sal 'n seën wees vir ander. Ek wil aansluit by dit, ek wil vir jou sê, ons hele wese is 'n musiekinstrument wat daagliks voor God bespeel moet word. Jou hele mens wees is 'n musiekinstrument. Dis hoekom ons hande ophef. Dis hoekom ons kniel. Dis hoekom ons oë sluit.
Dis hoe ons hande saam klap. My hele liggaam is 'n musiekinstrument, wat ek die voorreg het om musiek te maak vir God elke dag. En soveel lekkerder wanneer ons dit saam doen, soos vanoggend. We will sing, 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 and make music with the heavens. Dan is daar 'n ander lied wat ek eendag vir julle gaan speel, seker met die mooiste aanbiddingslied wat ek gehoor het. 'n Lied wat sê, dance with me, O lover of my soul. Dance with me, O lover of my soul, to the song of all songs. Ongelooflike mooi lied. Van ons speel. Ek wil 'n laaste dingetjie vir jou noem oor die ritme van die hemel. Die ritme van die hemel, ouens, beweeg ons na 'n doel. Johannes 5 vers 19 sê die volgende: Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Daar's 'n verhouding, daar's 'n ritme. Jesus het in ritme beweeg met sy Vader. Net dit wat hy sien, dit het hy gedoen. Net dit wat hy hoor, dit het hy gesê. Daar's 'n ritme. So Jesus het in ritme met sy Vader beweeg. Nie te vinnig nie en nie te ver agter nie. Soms wil ek en jy situasies ryp druk. Maar ons kan nie wag nie. Ander kere laat ons gras onder ons voete groei en dan mis ons wat God wil doen. Hoor jy? Ons is of te vinnig of te stadig. Wanneer ek en jy in pas met God bly, sal deure oopgaan, geleenthede sal in lyn kom, en God sal ons voetstappe orden. Om in pas met God te wees. En alles aangaande God is perfek in tyd. Alles. Perfek in tyd en dit is in pas met God se ewige raadsplan. Dis hoe my ritmes ingebou het, stiltes ingebou het, rus ingebou het. Dis hoe God dit gemaak het. Hoeveel kere mis ek en jy goddelike seën, omdat ons nie in pas is met die Heilige Gees nie. Ons moet in pas bly met die Heilige Gees. As 'n ander lied waarvan die woorde sê, when God is 4 days late, he's still on time. Dis die God wie ons aanbid. Ouens, jy kan van musikante vra, hoe moeilik is dit om in tyd te speel? As jy 'n groot orkes het, dit kom nie van self nie. Jy moet dit oefen. Jy moet konsentreer. Ons het al partykeer hier by die oefening, wat jy noem hulle hier so maak? Metronoom. Moet jy die woord regkry. Dis so 'n kontrapsietjie met 'n dingetjie wat tyd het. Jy kan partykeer in jou ore, jy in-ear, van die groot orkeste speel met dit. Dan moet jy op daai ritme. Ouers, dan kom ons hier by die oefening, ons is al klaar met die song, of hy's nou al klaar as ons dis moeilik. Dan probeer ons weer om in ritme te speel, regte spasies te speel. Dit is nie so maklik nie, kom nie van self nie. Wat probeer ek vir jou sê? Leer om in pas met God te beweeg. Dit gaan nie van self kom nie, want hierdie ouetjie wil sy eie ding doen. Wil sy tekkies aantrek en hol. As die dag begin, is ons wakker, tot laat vanaand. Hy tong sleep, maar môre vat ons hom weer. So bid vir
vir God se ritme. Ek wil bid in die oggend en sê, Here, mag ek vandag dans. Ek het 'n besige program. Here, maar mag ek vandag dans op die ritme van die hemel. Here, maak my rustiger. Help my om by alles uit te kom, maar nie op my pas nie, U pas. Weet wat God gaan jou leerdra as jy op sy pas hardloop. Gee net jou dag oor, gee net jou tyd oor. Sê, Here, help my om net te verstaan as ritme. En as jy met daai gedagte gaan in die gees van God, gaan ek vir jou sê, jy gaan deur jou dag kom, want soos jy nog tyd oor het. En dis hoe God jou gemaak het. Die ritme van die hemel is nie chaoties nie. Dis georden. Dit gaan daaroor dat ek en jy ook God se tydsberekening sal vertrou wanneer ons met behoeftes na hom toe gaan. Sê, Here, as jy my vra, ek wil al gister gehad het, maar kom ek los dit vir U. U tydsberekening is perfek. Ek vertrou U tydsberekening. Here, help my om rus te vind in 'n malle gejaag. Help my, Here, om rus te vind. Jy kan intentioneel. Help my, Here, dat ek in aanbidding sal leef, dat ek elke oggend, wat ook al jou ritme is, maar oggend, dat jy het vroegoggend al aan die gang, dan is daar 'n loflied in jou binnekamer. Dan klim jy in jou kar en jy sit daar musiek aan en jy op pad werk toe kan jy nog aanbid. Maar dwarsteer, vanmiddag by die huis, as alles stil geraak het, sal weer tyd, mag ons lewe 'n ritme hê van aanbidding. Sondag hier, dan kom die instrumente by mekaar. En dan gaan vra dat saam by julle gou na vore kom, Annelien, Lizet, Anja, Nico. Sondag dan kom die instrumente by mekaar. En dan het ons die voorreg om saam God te aanbid. My boodskap volgens my aanmoediging. Laat die Heilige Gees toe om jou te dirigeer. Vra vir die Heilige Gees, word U en bly U die dirigent van my lewe. Ek sal U vertrou. Nie te vinnig, nie te stadig in te val. Jy kan dit bid. En ek wil jou aanmoedig, ouens, hoor mooi. En ek praat dan met myself. Laaste 2-3 weke baie besig. Maar ons kan hardloop op die ritme van die wêreld. Jy sê, jy gou gaan uitkom. Of ek kan dieselfde dag van sê, Here, hier is my hele program. Geef my orde hierso. Al die chaos hier uit. Laat ek hardloop en laat ek dans volgens U ritme. Geef my rus tussenin. Help my. God gaan jou help. Stem jy saam? Laat toe dat die Heilige Gees die tempo van jou lewe bepaal. Mag ons bid. Here, help ons om te dans op die ritme van die hemel. En ek wil jou nou vra, gemeente, terwyl ek hieroor voorberei, vanoggend na die bidkamer, kom dit by my op. Ons is saam. En ons sing, dis ons diensorde, ons liturgie en ons die diens is, daar's lofprysing, daar's aanbidding, daar's woord, daar's getuienis, daar's gebed, daar's nagmaal. Wat 'n voorreg dat ons saam kan wees. In die ou taal het ons gepraat van 'n sangleier. Daai van die sangleiers van oud, maar nou julle sal nou lekker bly. En maar het op gegooi en het gedirigeer. En dan die gemeente saam gesing en op die regte tyd, daar's 'n inleiding en dan begin ons en aan die einde van die lied dan slek die tempo bietjie af en dan herhaal ons die laaste versie en ek wil vir jou vra, gemeente, wanneer ons by 'n oefening kom en hierdie een bring sy basgitaar en hierdie een bring dit en hierdie een bring dat, weet jy dat elke keer by elke oefening, jy kan het vanoggend doen, jy gaan het vanaand weer doen, by elke oefening moet die instrument eers ingestem word. Dan weet jy dat jy nie weet is so.
Maar hoe kan 'n Qatar wat nou reg is, nou nie reg is nie? Wel, dit gebeur. Daar's weersomstandighede, dis warm. Of dis 'n koue oggend. Daar's baie mense in die kerk of minder in die kerk. In die week het daai gitaar in die boks waar hy gedra is, dalk uit die ou se hand uit geglip en die boks het geval. Die instrument moet ingestem word. Nou kom ek en jy op 'n Sondag hier by mekaar, en dis nou sommer nou so ietsie by. Hier is nou die bonusgedeelte van die boodskap. Dan kom ons Sondag by mekaar. Jy het dalk 'n stand opgedoen in die week. Jy het dalk felle son beleef. Die lewe het jou gebrand. Jy gaan dalk deur 'n droë tydperk, die snare is 'n bietjie uitgedroog. Iets gebeur. En nou kom ons Sondag hier by mekaar. Dan kom Ornay en sê, gemeente, hoe gaan dit met julle? Kom ons dien die Here. Dankie Sampie. Dan sê Sampie, kom ons staan, ons loof die Here. Dan het hy dalk so 3 ouens wat ingetune is. Gooi jy so 'n bietjie Engels by. In daai oomblik is jy dalk so uitgetune. Jy staan daar. Jy lus om te sing. Wel, ek kan jy nie door nie. Of wil jy nie vir 'n oomblik, nou in hierdie oomblik? Ek wil vra, wil jy nie jou eie instrument bietjie instem nie? As daar nou iets gebeur het hierdie week, as daar 'n ongemaklikheid is, as daar 'n verviesheid is, wat jy jouself vervies het vir iemand, as jy bekommerd is, wat ook al, wat jou instrument so bietjie uittune het vanoggend. In hierdie oomblik, kom ek vra jou nou, dis net 'n uitnodiging. Wil jy nie nou jou hart instem nie? Ons gaan nou 'n bekende lied sing, maar ons gaan dit sonder musiek sing. En ek wil hê dat ons as gemeente dit eers moet saam sing. Ek gaan vir jou insit. Daarna wil ek vra dat die vrouens, ek het 3 vrouens hier, dat die vrouens dit gaan sing. En as dit klaar is, dan gaan ek vra dat die mans dit gaan sing, dan gaan die mans dit sing. Dan gaan ons dit op die einde nog 1 keer saam sing. Wanneer ons saam sing, wanneer ons aanbid uit my hart uit, en hier gaan dit oor jou gees, of jy nou hier op die noot of onder die noot is, dis nie nou hier ter sprake nie. Dit gaan oor wat hier uitkom. As my gees reg is jy altyd op die regte noot. Wanneer ons uit opregtheid aanbid, dan sinkroniseer ons met die hemelse koor. Gemeente Houtreis kan ons vanoggend intentioneel met ons verstand en ons gees onsself instem en sê, nou gaan ek saam met 'n hemelse koor aan God hulde bring. Soos daai wesens wat uitroep, heilig, heilig, heilig. Ja, hier is aanbiddingswaardig. Kan ek jou vra om hierdie instrument wat nou die stamp gevat het in die week, wat bitter laatklaas dalk bespeel was, daar's dalk stof wat afgevee moet word, wat ook al. Net vanoggend soos een orkes jou hart instem. Staan saam met my. Jy ken die woorde, ons gaan nie die woorde sing. Ons gaan 'n bekende lied sing, maar ons gaan dit sonder musiek sing. En ek wil hê dat ons as gemeente dit eers moet saam sing. Ek gaan vir jou insit. Daarna wil ek vra dat die vrouens, ek het 3 vrouens hier, dat die vrouens dit gaan sing. En as dit klaar is, dan gaan ek vra dat die mans dit gaan sing, dan gaan die mans dit sing. Dan gaan ons dit op die einde nog 1 keer saam sing. Wanneer ons saam sing, wanneer ons aanbid uit my hart uit, en hier gaan dit oor jou gees, of jy nou hier op die noot of onder die noot is, dis nie nou hier ter sprake nie. Dit gaan oor wat hier uitkom. As my gees reg is jy altyd op die regte noot. Wanneer ons uit opregtheid aanbid, dan sinkroniseer ons met die hemelse koor. Gemeente Houtreis kan ons vanoggend intentioneel met ons verstand en ons gees onsself instem en sê, nou gaan ek saam met 'n hemelse koor aan God hulde bring.
Soos daai wesens wat uitroep, heilig, heilig, heilig. Ja, hy is aanbiddingswaardig. Kan ek jou vra, om hierdie instrument wat nou die stamp gevat het in die week, wat bitter laatklaas dalk bespeel was, daar's dalk stof wat afgevee moet word, wat ook al. Net vanoggend soos een orkes, jou hart in sy stem. Staan saam met my. Jy ken die woorde, ons gaan nie die woord sit. So wonderful.